Baie lank gelede was daar 'n man met die naam Daniël. Daniël was eerlik, wys en lief vir God. Koning Darius het Daniël baie vertrou. Hy het so goed gewerk dat die koning hom een van die belangrikste leiers in die land gemaak het. Jessica en Alexa was baie beïndruk met Daniël se goeie voorbeeld. Doen julle ook julle beste elke dag by die skool en op die sportveld? Sommige van die ander leiers was jaloers op Daniël. Hulle wou nie hê hy moes suksesvol wees nie. Hulle het planne begin maak om hom in die moeilikheid te kry. Maar Daniël het niks verkeerd gedoen nie. Kom ons dink gou saam. Hou Jesus daarvan wanneer ons jaloers is op ander mense? Nee. Jesus wil hê ons moet bly wees wanneer ander mense goed doen. Hy het elkeen van ons spesiaal gemaak. Jy hoef nie soos iemand anders te wees nie. Jesus het jou gemaak presies soos hy jou wou hê. Jy is spesiaal vir Jesus. Die jaloerse leiers het 'n plan gemaak. Hulle het na koning Darius gegaan. Koning, maak 'n nuwe wet, het hulle gesê. Vir 30 dae mag niemand tot enige god bid nie. Hulle mag net tot die koning bid. As iemand die wet breek, sal hy in die leeukuil gegooi word. Koning Darius het nie geweet hulle probeer vir Daniël vang nie. Hy het die wet geteken. Wat dink julle? Sal Daniël ophou bid? Of sal hy aanhou om God te dien? Daniël het van die nuwe wet gehoor, maar hy het nie opgehou om tot God te bid nie. Soos elke dag het hy na sy kamer gegaan. Hy het sy venster oopgemaak en op sy knieë gegaan. Daniël het God gedank en tot hom gebid. Die jaloerse leiers het hom egter dopgehou. Hulle was baie bly, want nou dink hulle het vir Daniël gevang. Wat sou jy doen? Sou jy aanhou om God te dien, al kan jy in die moeilikheid kom? Daniël het God meer vertrou as wat hy mense gevrees het. Die jaloerse leiers het dadelik na koning Darius gehardloop. Hulle het gesê, koning, Daniël het die wet gebreek. Hy bid steeds tot sy God. Koning Darius was baie hartseer. Hy het van Daniël gehou en wou hom red. Die hele dag het hy probeer om 'n plan te maak. Maar die wet kon nie verander word nie. Wat dink julle? Sal God vir Daniël help? Of gaan hy in die leeukuil beland? Daniël is na die leeukuil geneem. Die koning was baie hartseer. Koning Darius het gesê, Daniël, mag jou God jou red. Toe is Daniël in die leeukuil gegooi. Die groot leeu's was onder in die kuil. Hoe gaan Daniël ooit veilig wees tussen al daardie leeu's? Ek glo God gaan hom help. 'n Groot klip is voor die opening gerol. Daardie aand kon koning Darius nie slaap nie. Kinders, wat dink julle? Sal God vir Daniël beskerm? Of gaan die leeu's hom seermaak? Ons gaan nou uitvind. Lewensles. Soms lyk 'n probleem baie groot, net soos die leeukuil. Maar geen probleem is groter as God nie. Daardie nag het iets wonderbaarliks gebeur. God het 'n engel gestuur om Daniël te beskerm. Die engel het die leeu se bekke toegehou. Die leeu's het Daniël glad nie seer gemaak nie. Daniël het rustig op God vertrou. Kyk, die leeu's doen niks aan Daniël nie. God het sy belofte gehou. Die hele nag was Daniël veilig. Kinders, onthou julle? Wie het vir Daniël beskerm? Ja, God het. Ryk lewensles. Wanneer ons op God vertrou, is hy altyd by ons, selfs in moeilike tye. Baie vroeg die volgende oggend het koning Darius na die leeukuil gehardloop. Hy was baie bekommerd oor Daniël. Koning Darius het uitgeroep,
Daniel, het jou God jou gered? Toe hoor hy 'n stem uit die kuil. Daniel het geantwoord: Ja, koning, my God het sy engel gestuur om my te beskerm. Die koning was baie bly. Jessie het opgewonde opgespring. Daniel is veilig. Alexa het hande geklap. God het hom beskerm. Dit was 'n wonderwerk. Lewensles. God hoor ons gebede en hy is altyd by ons, selfs wanneer ons bang of alleen voel. Toe koning Darius sien dat God vir Daniel beskerm het, was hy baie bly. Hy het 'n boodskap na die hele land gestuur. Koning Darius het gesê: Almal moet die God van Daniel eer. Hy is die lewende God. Hy beskerm sy kinders. Sy koninkryk sal vir altyd bestaan. Die mense was verbaas oor wat God gedoen het. God het Daniel regtig beskerm. Ons kan ook op God vertrou. Daniel het nog baie jare voorspoedig geleef en hy het aangehou om God te dien. Lewensles. Wanneer ons op God vertrou, is hy altyd by ons. Net soos hy vir Daniel gehelp het, help hy ook vir ons elke dag. Ons moet net vra. Baie dankie dat julle saam geluister het. Onthou, hierdie is nie net stories nie, dit het regtig gebeur. Lees julle Bybel elke dag, bid en gesels met God. Hy wag vir jou. Onthou om te like, subscribe en te share.